Goeiedag aan almal van julle en baie welkom by hierdie week se koffiekuier saam met Henry. Dit's lekker. Ja. Ek bly jy's weer terug na jou omwenteling in die Kaap en die studies en al die goeters. Goed om terug te wees. Ja, sterkte vir die semester wat voor lê met Dankie. al jou verhandelinge en goeters Ja, wat jy moet dankie. klaar kry. Dit is maar altyd 'n challenging tyd. Ons is selfs vanoggend oor Psalm 73. Baie mooi en 'n bekende psalm. Maar miskien voordat ons dit lees, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en genade. Dankie dat ons U kan vertrou dat U woord vir ons so sal oopmaak dat ons dit kan verstaan, dat ons self daarin kan speel en dat U vir ons 'n boodskap sal bring wat ons harte sal stil maak. U ken elkeen wat vanmôre saam luister, wat in hierdie tyd saam met ons Psalm 73 lees. U ken elkeen van ons omstandighede. En ek vra Here dat U ook U self en U hart op 'n baie besondere manier vir hulle sal wys. In Jesus se naam. Amen. Amen. Henry, sal jy vir ons lees Psalm 73? Dis reg. Ek lees uit die 83 vertaling. Psalm 73, 'n psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daarin begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheën toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsdoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan. Smaal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk aan hulle en dring gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En dit was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks. Gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, aan die einde sal U my in die ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Dis 'n mondvol wat ons hierso lees in Psalm 23, maar ek dink dis nogals baie relevant vir die tye waarin ons leef. Ek dink 'n vraag wat ons as Christene definitief baie vra is, maar ons doen alles reg, as ons dit nou so kan sê, ons dien die Here, ons gaan kerk toe, ons lees ons Bybels, en dan sien ons, dit gaan swaar met ons, maar met die korrupte mense, waarvan gelukkig nie so baie in Suid-Afrika is nie, maar glad nie. Maar ons sien dit gaan goed met hulle en dit voel asof die mense wat net nie omgee oor reg en geregtigheid nie, hulle is die met wie dit goed gaan en die wat dinge reg doen, sukkel ons. Ek dink dis 'n baie relevante psalm om te lees en dis vir my mooi hoe die psalmdigter deur al die emosies gaan. Ek het aanvanklik eers gedink dalk moet ons net stukke van die psalm lees, maar dis vir my mooi as mens die hele psalm lees net om te sien hoe die psalmdigter deur hierdie verskillende emosies gaan van hy's eers half mismoedig, hy's eintlik op 'n manier kwaad vir die Here en dan sien hy dan's daar 'n draaipunt wat gebeur. So dis vir my nogals mooi.
Ja, ek dink ook Psalm 73:3 is waarskynlik een van die naakte of die naakste menslike psalms. Ja. Want dit sê dink ek wat almal van ons op een of ander stadium beleef. Maar wat die mense half te bang is om te sê. Ja. Nou tipies as mense in die psalms sal kyk, en ons moes nou al baie gepraat oor die psalms as gebedeboek, dan vorm hy dieselfde patroon. Hy begin met God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Ja. Dan maak hy 'n stelling oor God. En ek dink hierdie stelling kom waarskynlik so bietjie uit homself uit, maar dis waarskynlik ook maar 'n kulturele ding. God is goed vir Israel, Ja. en ons herinner mekaar heeltyd daaraan. Ja. En dan laat hy sy gedagtes 'n bietjie loop en sê, maar ek weet ook nie, ek het dit nou net gesê, maar ek weet ook dat nie of dit regtig so is nie, want ek kyk na die mense rondom my. Nou is daar baie mense wat sê, ja, maar jy kan nie na mense rondom jou kyk nie. Die dilemma's, en ons het dit nou al met vleeniers gesien, soveel ander beroepe. Die oomblik sê vir iemand sê, hy kan nie, of hy moet nie, dan is die waarskynlikheid dat hy dit gaan doen, Ja. soveel meer. Nie omdat hulle aspres is nie, maar omdat 'n mens se brein jou Ja. so te vat. Ja. So om nou te sê, ja, maar jy kan nie so daaroor dink, jy moenie daaroor voel nie, beteken nie, jy gaan nie so daaroor voel nie. Ja. Jy gaan juist so daaroor voel. Ja. En ek bedoel, jy is helemaal reg. As mense nou kyk na die wêreld rondom ons, weet ek dink altyd, dan dink ek, Vaderland, wat het ek verkeerd gedoen? Ons moet ons sente omdraai en dan ry ek by jong mense verby. Dan is hulle in hierdie nat plat karre hoor. En ek dink so vir myself, maar where Ja. did I go wrong? Ja. Ek kan nogals identifiseer daarmee as ek deur Stellenbosch se strate stap en die eerste jaar sien met hulle fancy Dit is karre. ongelooflik, nee. En ek bedoel, Ja. mense het net nodig om op 'n Vrydagmiddag in Parkhurst ergens by 'n restaurant gaan sit. En Ja. jy sien, ek bedoel, Ferraris is daar so common soos Toyotas in die Kalahari, Ja. jy weet so. Dis ongelooflik en 'n mens wonder so by jouself, maar hoe is dit? Hoe werk dit? Hoe ek weet soos iemand nou eendag vir my in die hospitaal ook gesê het, nadat sy die vreeslike nag is na mommy dood is, toe sê sy vir my, why do people have faith? Sjoe. Ja. En daai vraag lank en loop nou nog in my kop rond. Hoe kan 'n mens geloof en dit wat jy sien en identifiseer as totale ongeregtigheid? En jy kry swaar. Hoe bring jy die goed bymekaar? Ja. Ja, ek dink vir my in die Psalm, en ek het nie 'n goeie antwoord op op so 'n diep vraag van die lewe van hoe bring mense dit bymekaar nie, maar ek dink die Psalm help ons dalk bietjie in die regte rigting. Vers 16 was vir my baie mooi geweest. Net die draaipunt wat die psalmdigter self het. Hy sê daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en dit was vir my bitter moeilik. So ek dink nommer 1, mens moenie net probeer om 'n vinnige antwoord te kry Ja, op of te nie. maak asof dit nie so erg is. Ja, presies. So gaan deur daai emosies, gaan deur die struggle van dit. En dan vers 17 sê hy, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. En dis vir my mooi en ek dink, en dis natuurlik waar geloof inkom, soos wat jy gesê, dis nie iets wat mense altyd fisies sien nie, maar wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here inkom, want ek dink hierso dis nie net 'n fisiese plek nie. Ons kan nie soos wat die tempel in die Ou Testament was, die kerk is nie dit vandag nie. Die Here leef in ons, maar wanneer ons in sy teenwoordigheid ingaan, ek dink dan help hy ons om dinge anders te sien. Ek het so rukkie terug toe ry ek kan nie presies onthou waar dit was nie en ag mens stres maar oor die toekoms en so en ek dink toe veral aan finansies en so en Kan ek Ek jou stop. net help? Dit gaan Ja, nie ja. net nou so gaan. Voor dit nie beter van voor die hele tyd oor finansies dink. Maar en ek gaan maar net deur net klomp gedagtes en so en ek stop by 'n stopstraat en daar sit 'n man daarso wat niks het nie. En toe en dis baie klise, maar toe vang dit my net weer te besef net ek het nog nooit in my lewe 'n dag gehad wat ek gewonder het ek het nie genoeg geld om kos te koop nie. Dit was vir my
net net in daai oomblik was dit half, kyk dalk is dit die Here se perspektief, net ons vergelyk altyd op, maar kom ons vergelyk bietjie af. Daar's baie om voor dankbaar te wees. En ek weet dis nie iets niets of aardskuddend nie, maar ek dink dis waar die draaipunt kom is wanneer ons vir die Here vra, hoorie, gee ons u perspektief. Ek dink dis waar geloof inkom. Selfs al is dinge moeilik, nog steeds, ja. En dit is baie belangrik as mense ook kyk na die struktuur van die Psalm, hoe die Here ding homself ontbondel, presies soos wat jy nou gesê het. Ja. Vers 1 en 2 is eers die probleemstelling, en dan vers 3 tot 12 is die aanstoot van die goddelose se voorspoed, en dan 13 tot 16 dan vertel die psalmis iets van sy eie rampspoed, Ja. en dan vers 17 tot 26 kry jy 'n nuwe perspektief. En 27 en 28 dan die gevolgtrekking. Nou die nuwe perspektief wat hy dan kry, vat nie sy eie swaar kry weg. Nee. Ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar dit sê. Ja. Moenie dink as jy God as jou vesting bevestig, dat die sleg wat gebeur nou nie meer daar is nie, of geannihileer is, of weg is, of heeltemal verander het nie. Ja, dit kan, maar het beteken nie outomaties dit nie. Ja. En ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens dit baie mooi verstaan. Daar's altyd hierdie ding tussen gelowiges en onregverdiges. En ek dink Psalm 73 is 'n baie goeie psalm om te bid wanneer 'n mens hierdeur gaan. Ja. Omdat die psalmis jou nie los in hierdie dit is nou maar soos die lewe is tipe van ding nie. Maar dan kom hulle sê ons as gelowiges het kry 'n ander perspektief. Nou moenie dink dis net gelowiges wat hiermee sukkel. Nee. Daar's baie ongelowiges wat met presies dieselfde ding sukkel. So waar lê ons verskil? Waar is die tipping point? Dat ons dan kan teruggaan en sê, weet jy, al wat ons van seker is en ons is regtig daarvoor oortuig seker, is dat die Here by ons is. Ja. En dat die Here al is wat regtig aan die einde van die dag belangrik is. Ja. En ek sê dit altyd vir mense, miskien is my verwysingsraamwerk anders, want ek werk in 'n ander omstandigheid. Maar ek besef dat wanneer mense in daardie laaste oomblikke van jou lewe kom, dan maak selfs die mense wat langs jou bed is, nie saak nie. Jo. Ja. Want jy kyk by hulle verby en sien iets anders, waarin jy blootgestel is, waarmee jy kontak maak, wat jou losmaak van alles en almal rondom jou. Ja. En ek dink dit is belangrik dat mense Psalm 73 moet kan bid. Ja. Ek dink dit is belangrik dat mense ook kan sê, Here, my hart is gebreek. Ek verstaan nie hoe ek probeer regtig en ek werk so hard en ek probeer regtig op 'n goeie lewe te lei en dit lyk vir my net ek die een moeilikheid op die volgende moeilikheid. Ja. En ander mense wat ek rondom my kyk, het nie 'n saak met dit nie en dit lyk asof hulle net blom. Ek dink dit is belangrik dat ons mekaar moet sê, ons moenie hierdie ding weghou van ons as vir die bestaan nie, want het bestaan almal van ons se lewens. Ja. Solank ons dan nie uitkom by hierdie laaste gedeelte van hierdie Psalm om te sê aan die einde, en ek bedoel dis die Heidelbergse Katekismus vraag antwoord 1. So wat is jou troos in al die dinge? Ons het op Sondag 2-3 terug het ek gepraat oor vraag 26 van die Heidelbergse Katekismus, waarin die psalmis sê, of die Heidelbergse Katekismus dan sê, dat in hierdie jammerdal, hierdie aardse lewe waarin ons is, Ja. kan ons nog steeds weet dat God ons leider is en dat hy vir ons alles ten goeie wil laat meewerk, omdat hy wil en omdat hy kan, Ja. omdat hy as God is. En solank mens by daai ding uitkom, Ja. al vat dit ook hoe lank, kom net by daai ding uit, dat jy besef, aan die einde van die dag maak al hierdie goed geen verskil nie. Dis net
in wie se hand ek leef. Ja, en ek dink, daai is so belangrik, want ek dink baie keer is ons as Christene, dink ons dat, ons ontken eintlik die swaar kry in die wêreld. En ons sit 'n Christen stiekertjie daarop en sê, nee, dit gaan swaar met die Here is goed. Ons gebruik dit as 'n, en dan werk ons nie deur die emosie en, ek wil amper sê die les wat ons daaruit kan leer nie. Ons werk nie daardeur nie, ons ontken dit net. En dan mis ons hierdie laaste deel van, dat in lewe en in sterwe behoort ek aan die Here. Want ons ontken dit net, en ons laat hom nie toe om saam met ons in die pyn te stap nie. Ons leef in ontkenning. So ek dink dit is so belangrik wat jy sê, dat ons moet by hierdie laaste gedeelte van die Psalm uitkom, maar ons moenie die proses voor dit moet ons miskyk nie. Een van die boeke wat ek lees, sê vreeslik mooi ding. Hy gaan so ver om te sê, mens kan nooit oor hoop praat, voordat jy nie absolute hooploosheid in die gesig gestaar het. Ja. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens jou moet toelaat om hierdie verlies van goed te kan beleef, en hierdie kwaad en hartseer oor goed te kan beleef. Sodat jy op die ouend kan uitkom en sê, maar wat maak my seer binne die groot prentjie anders as al die ander mense se seer? En dan te sê, ek weet, al skud die wêreld soos wat hy skud, al val alles in mekaar, my siel bly fantasties. En bedoel, daar's die mooiste lied daaroor geskryf. All is well with my soul. En as mense so kyk na die verskriklike omstandighede waarna hy blustel. Ek bedoel, hy's 'n vooraanstaande advokaat in Chicago, en daai vreeslike brand in Chicago, en dit verwoes al die geboue wat hy besit. En in die proses dink hy, my vrou, my kinders het net 'n preek nodig, en hy stuur hulle so lank op 'n skip, en om nou die laaste goedjies daar probeer by mekaar maak wat nog oor is, en hier in die middel van die Atlantiese Oseaan dan sink die skip, en al wat gered word is sy vrou, sy kinders verdrink almal, en wanneer hy dan op pad is Europa toe om by haar uit te kom, die oomblik wanneer hy oor hierdie plek gaan waar die ongeluk gebeur het, dan gaan roep die kaptein om te sê, hulle is nou op die plek waar hierdie skip gesink het. Dan is hy besig om 'n gedig te skryf wat 'n ongelooflike lied geword het. All is well with my soul. All is well. Wow. Dankie Rian, dis 'n voorreg om te kan gesels saam met jou hieroor, en dat ons saam deur hierdie psalms mag werk, en vir al die luisteraars dat ons saam met julle hierdeur mag werk en mag kuier. Dit is 'n groot voorreg om dit te doen. Sal jy vir ons afsluit in gebed? Ek maak so. Dankie. Hemelse Vader, terwyl ons ons Hemelse Vader noem, hardloop ons gedagtes baie wyd rond, en dink ons by Vader, maar hoe gebeur al die goed, en hoekom is daar soveel haat en woede, en hoekom is daar soveel ongeregtigheid, en hoekom lyk dit asof party mense wat niks met U te doen het nie, en die mees onverantwoordelike lewe lei, dat net met hulle goed gaan, en ons probeer, ons kan dit nie reg nie, maar ons probeer, en dit lyk net, en voel net partykeer vir ons, asof ons net nie bo uitkom nie. Dankie, dat ons kan weet, dat die groot vraag in die lewe, is nie regtig oor, wat ons hier kan by mekaar maak nie. Want die krisis ons almal gaan op een of ander stadium te doen kry met U, vir wie niks wat ons het enige saak maak nie. Want alles behoort aan U. Dankie dat ons dan ook kan bely vanmôre, dat al skud die wêreld soos wat hy skud, en erger, niks kan ons ooit skei van die liefde van God in Jesus Christus ons Here nie. En as daar twyfel kom in ons hart, Here, help vir ons, o Gees van God, dat daardie boodskap vasgemaak sal wees in ons harte. In Jesus naam, amen.